Hemelse Vader, die psalmdigter sê, wees stil my siel tot God, want van hom is jou verwagting. En ons wil vanmôre stil word voor U en vra, Here, dat U al die dinge wat in ons koppe maal, al die dinge wat gebeur het op pad na hierdie plek van aanbidding, Here, al die dinge wat fout geloop het voor ons met die erediens begin het, dat U nou vir ons 'n rustigheid sal gee, dat ons sal konsentreer op die waarheid van U woord, dat ons sal besef, hierdie is 'n unieke geleentheid gekoop deur die bloed van die lam. Voor die grondlegging van die wêreld het U beskik en bepaal dat ons by mekaar sal kom op die 25ste Januarie 2026 om die kosbare waarheid van God se woord aan te hoor, mekaar te sien, die gemeenskap van die heiliges te geniet en dan eer te bring aan ons koning wat gesê het, kyk, ek maak alles nuut. Baie, baie dankie Here vir U reisende genade oor ons as gemeente. Dankie dat ons almal veilig hier by die plek van aanbidding uitgekom het. Dankie dat ons alreeds in 'n mate kon verneem het na mekaar se wel en wee. Baie dankie dat ons U eer vir U goedheid in die afgelope week. Dankie dat U ons versorg het op tydelike gebied, bewaar en beskerm het. Dankie dat U vir ons geestelik deur U woord gevoed het en dat U ook beskik en bepaal het, Here, dat ons hier by mekaar kan wees. Ek het so daaraan gedink, Here, na 'n gesprek wat ek Vrydag met 'n man gehad het, dat U woord vir ons sê dat ons die onderlinge byeenkomste nie moet versuim nie. Here, dit is 'n besondere geleentheid wat U vir ons gee en daarom dank ons U vanmôre hiervoor. Dankie vir die waarheid van U woord en die Heilige Gees wat ons oë open, dat ons die wonders uit U wet kan raak sien. Baie dankie dat ons weet, Here, dat uit onsself is ons tot niks in staat nie. Ons is bekwaam tot niks nie. Maar Here, baie dankie dat U ons in staatsteller is. Baie dankie dat ons weet, Here, dat U ook deur U Gees werksaam is in ons harte. En is die gebed van my hart vanmôre spreek, Here, sodat U dienskneg en U diensmaag kan luister. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Nou vriende, vanmôre kan ons uiteindelik weer so 'n bietjie 'n samevatting van die wet van die Here hanteer. Dit was nou vir 'n geruime tyd dat ons dit nie kon doen nie. Toe ons nou in die proses was om al die dinge uit te sorteer rondom ons musiek en al die dinge. Maar vanmôre gaan ons weer stil staan by hierdie baie besondere gedeelte in die Bybel. Vir my is dit een van die gedeeltes wat ek geweldig hoog ag, omdat die Here 'n vraag kom beantwoord wat aan hom gevra is op so 'n besondere manier dat u en ek vandag nog in die jaar 2026 ons knie moet buig en met ons hart bely, Here, ons het ook nodig om hierdie waarheid aan te hoor. Matteus 22, ons lees, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. Nou, soos jy weet, die Fariseërs en die Sadduseërs was eintlik geestelik nie op dieselfde vlak nie. Hulle was vyande van mekaar. Die Fariseërs het geglo aan engele, hulle het geglo aan 'n hiernamaals, die opstanding van die dode. Die Sadduseërs het dit nie geglo nie. En nou sê die Bybel, toe hulle na die Here Jesus kom, het hulle as vyande saam vergader teen ons Here Jesus Christus. En een van hulle, 'n wetgeleerde, en die gedagte van wetgeleerde, 'n slim man onder hulle, het 'n vraag gestel om hom te versoek. Hy het nie inligting gesoek nie, hy het nie antwoord gesoek op sy probleem nie. Hy het gekom om die Here te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Lig vir ons een van die 10 gebooie uit. Wat sal u sê is die belangrikste? En vriende, wat belangrik is van hierdie vraag is, sou die Here een uitgelig het, dan het hulle genoeg rede gehad om hom tot die dood te veroordeel. Want hulle aantuiging teen hom sou dan wees, maar kyk, hy ag die ander 9 gering. Daar is net een wat hy uitlig. Die Here wat hulle bose harte ken, antwoord hulle onmiddellik. Hy aarzel nie. Hy sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En ons elkeen wat vanmôre hier sit, weet ons het nie die Here lief met ons hele hart, met ons hele siel en hele verstand nie. Maar elke kind van God se begeerte is, Here, ek wil u lief hê. Ek begeer, Here, ek jaag daarna om u lief te hê met my hele hart, met my hele siel en met my hele verstand. En ons verklaar elke dag ons afhanklikheid aan die Here, dat hy deur sy Gees in ons hart 'n groter liefde vir hom sal bewerk. Maar nou die uitvloeisel, die tweede wat hiermee gelyk staan, gelyk aan die eerste ene, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Nou sê gou vir my vriende, is dit maklik om die Here lief te hê?
dink is makliker om die Here lief te hê as jou naaste. Want die Here het ons nog geen kwaad aangedoen nie. Maar ons naaste, hulle kan ons nogal diep irriteer, né? Teleurstel. Dan praat ons nie net van mense wat langs jou bly of vriende of familie, en ons praat van mense wat saam met jou werk, mense wat op die paaie ry saam met jou, en in die môre stap jy uit jou studeerkamer met 'n lied in jou hart. Here, vandag wil ek U lief hê met my hele hart, my hele siel en met al my krag. En by die derde stopstraat sê jy, Here, help vir my dat ek nie genoeg krag kry vandag nie, want dan gaan ek miskien iemand se bors oopmaak sonder dat hy op 'n operasietafel lê. Die hele gedagte net is baie makliker om te sê Here en die Here lief te hê as wat dit is om ons naaste lief te hê. Maar die Here sê die twee loop saam. Ons kan nie sê dat ons God liefhet en ons naaste haat nie. Daarom die tweede wat hiermee gelyk staan, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En vriende, wie kan gou vir my sê waarom het die Here hierdie fariseërs en sadduseërs so geantwoord? Het u geweet dat die 10 gebooie opgedeel is in 2 dele? Die eerste gedeelte gaan oor ons verhouding met God en die tweede gedeelte gaan oor ons verhouding met ons naaste. Dis presies hoe die Here hulle antwoord. Hy sê eintlik vir hulle al 10 is ewe belangrik. Want dit word vervul in die feit, wees lief vir God en dan sal jy lief wees vir jou naaste. Mag die Here vir my en vir jou in staat stel om hierdie gebed elke dag te bid. Here, met my hele hart, met my hele siel, my hele verstand, maar ook dat my naaste sal sien dat ek U liefhet. Ons gaan vanmôre staande belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Dan spreek elkeen in sy na hart saam met my die volgende woorde en dan gaan ons die ou beruiming sing, net vers 11 van Gesang 245. Kom ons staan, dan doen ons belydenis. Nou vriende, met ons hele hart bely ons dat ons glo in God die Vader. Hy is die Almagtige, hy skepper van die hemel en die aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees. Hy's gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak, daar by Filippense die 4de hoofstuk. Filippense die 4de hoofstuk. Ons gaan vanmôre begin met 'n reeksie boodskappe wat handel oor die gedagte van riglyne ten einde geestelik vas te staan en stabiliteit in die gemeente te verseker. Nou, dis die begin van 'n nuwe jaar. Ons kan nie glo dis amper weer einde Januarie nie. Vanmôre vra van die broeders vir my, hulle sê vir my, luister, is dit vanmôre nagmaal, is dit die laaste Sondag van Januarie? Toe sê ek, ja, laaste Sondag van Januarie is in 'n oomblik, in 'n oogwink, toe is die eerste maand verby, en vanmôre gaan ons begin met hierdie reeks, juist so ter inleiding van die nuwe jaar, om u en my op te roep om vas te staan in die Here, met al die uitdagings wat vir ons voorlê, en dat ons as gemeente ook stabiliteit kan beleef, in 'n tyd waar alles redelik uitmekaar val in die wêreld. Die gemeente van Christus is juist die gemeente wat standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here moet wees.
Vriende, in 'n wêreld wat uitmekaar val, moet ons as kinders van die Here vir hulle wys hoe lyk stabiliteit. Hoe lyk dit om koers te hou in hierdie koerslose lewe? Die kompas van ons koers hou is God se woord en die eindbestemming is God se heerlikheid. En daarom het ons vanmôre nodig om te kyk uit Filippense 4 vers 1 tot 9 na hierdie gedagte. En ons gaan so 4-5 weke stil staan by hierdie paar versies. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons met wysheid sal seën. Soos jy weet, het ons eie gemeente einde laas jaar so bietjie deur 'n skommeling gegaan, deur 'n worsteling, omdat sonde aangespreek was en mense nie bereid is om te buig wanneer sonde aangespreek word nie. Vriende, as sonde aangespreek word, moet ek buig voor God se gesag. U moet buig voor God se gesag, want die gemeente is nie ons se nie. Dis die Here se nie. En daarom kan ons nie sonde net oorsien nie. En as mense besluit om dan die gemeente te verlaat, omdat hulle sonde liewer het as die gemeenskap van die heiliges, is dit nie ons skuld nie. Maar ons het nodig om stabiel te wees in die Here. Ons het nodig om vas te staan in sy waarheid en alles te toets wat van hierdie kant sal gepreek word, vanuit die hand van die woord. Vriende, wanneer ons mekaar praat oor sonde, is dit verseker nie om mekaar aanstoot te gee nie. Onthou, sonde gee die Here aanstoot. Ons is eintlik besig om te rebelleer teenoor hom en daarom as iemand met my kom praat oor sonde of ek kom praat met u daaroor, gaan u vanmôre sien ons moet dit aanvaar met 'n hart van welwillendheid. Hierdie broer, hierdie suster gee om vir my en daarom wil hulle my spaar van groter elende en verdriet wat miskien oor my pad kan kom. Die gebed van my hart is dat u en ek vanmôre sal sien dat die Here hierdie kudde gekoop het en elke geredde, elke weergeborene is gekoop deur die bloed van die lam. En daarom is ek so opgewonde oor hierdie Bybelstudie, want einde laas jaar toe ek maar self so bietjie half sonder koers was en ek het gedink, Here, is dit nie beter dat ek eerder maar die handdoek ingooi of die aflosstok gee vir die volgende een nie? Was daar in my studeerkamer, ek het seker nog so 'n paar boekies oor, maar tussen hierdie sê 1500 boeke wat ek het, is daar klomp sulke klein Bybelstudies van Dr. John MacArthur en ek begin so deur dit kyk en ek haal hierdie een uit. Ek dink by myself ek wil graag deur hierdie een werk en ek sit hom hier neer en ek haal die volgende een uit. Ek sê ek wil miskien deur hom werk en ek wil miskien deur hom werk en uiteindelik het ek 'n hele pakkie op my studeerkamertafel waardeur ek wil werk. En soos die Here dit bepaal en beskik, want daar is geen toeval in die lewe van 'n kind van God nie, begin ek met hierdie Bybelstudie oor Filippense 4 en ek besef, dis die reeks wat ek moet bring aan hierdie gemeente aan die begin van 2025. Om u te bemoedig dat ons sal vas staan in die Here. U moet tog nie dink dat 'n gemeente van Christus nie teekanting, nie onderlinge stryd sal beleef, nie aanvegtinge van buite en van binne sal beleef nie. Daarom as kinders van die Here het ons nodig om vanmôre te hoor wat die Here sê, want baie belangrik, al die briewe in die Nuwe Testament wat Paulus geskryf het aan die gemeentes word genoem sendbriewe vir die bepaalde rede, omdat in elke gemeente daar stryd was. U het dit al gelees, het u dit al besef? Daar was dwaalleringe, daar was onderlinge twiststryery, daar was mense wat hulle stem wou dikker maak as die volgende ene. En die apostel Paulus kom deur die Heilige Gees en hy skryf hierdie tydlose woorde, sodat u en ek vanmôre in die jaar 2026 kan dink, maar hoe is dit so dat die Bybel tot vandag toe met my praat? Hoe is dit so dat die Here presies geweet het wat in ons gemeente aan die gang sal wees in die jaar 2026? En die rede daarvoor is omdat God tydloos is. Vriende, daar is nie tyd, hy is nie tydgebonde nie. Wat oor 1000 jaar van nou af sal gebeur, God is al reeds daar. Hy beskik en hy bepaal, hy is God en daarom buig ons in aanbidding voor hom. En dis die inleidende gedagte, kom ons val weg, dan lees ons hier die baie besondere woorde en dan lees ons Filippense 4 vers 1 tot 9. Daarom my geliefde broeders, dit sluit ook in die susters, die kinders, broeders, as 'n mens na die oorspronklike taal kyk, sluit dit ook almal in by sekere tye, ander kere as die oorspronklike taal net praat van die broers, sal die konteks vir ons verduidelik dat dit net gerig is op die bepaalde broers. Maar hier is dit aan die gemeente, my geliefde gemeente, geliefde broers, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saam gestry het in die evangelie,
ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Vriende, hierdie vers 9 wil ek nou nie vooruitloop nie. Maar so 'n bietjie stof tot nadenke. Kan jy vanmôre as pa in jou huis opstaan? As ma in jou huis opstaan, as man, as vrou, en vir jou geliefdes sê, luister, wat julle van my gehoor en in my gesien het, doen dit. Sal ons dit met vrymoedigheid kan sê? Ek dink die meeste van ons sal sê, luister, en ek het vir my seun dit onlangs gesê, daar's goeie goed wat pa doen, doen dit asseblief. Maar die kere wat ek miskien nie so vriendelik is nie, of miskien nie altyd getrou is aan wat die Here van my vra nie, moet dit nie doen nie. Paulus sê, kyk na my, kyk hoe ek leef, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Mag die Here ons genade gee dat ons sal sien dat die heiligmakingsproses 'n wassende effek op ons siele het, sodat ons meer sal word soos ons Here Jesus Christus. Die teks van oordeenking vanmôre, daarom my geliefde broeders, geliefde gemeente, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Die tema vanmôre dan, riglyne ten einde vas te staan en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. Dit is deel 1 van so 4-5 boodskappe wat ons met u gaan deel. Nou Fidas, ons vanmôre met u gaan begin praat oor hierdie gedagte van riglyne ten einde geestelik vas te staan en geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker. Dan wil ek vir u sê, dan doen ons dit met groot eerbied. Ons doen dit eintlik in 'n mate met vrees en bewing, omdat ons weet en besef en verstaan dat die gemeente nie aan my as predikant, nie aan die kerkraad of aan enige lidmaat behoort nie. Maar die gemeente behoort aan die Here Jesus Christus self, wat ons met God die Vader versoen het deur sy soendood aan die kruis. Ons verseël het met sy Heilige Gees, wat vanmôre in ons siele uitroep, Abba Vader. Vanmôre praat ek met u oor hierdie baie besondere gedagte, omdat die Here Jesus self in Johannes 10 vers 11 sê, ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Elkeen wat vanmôre gewederbaar is, elkeen wat vanmôre kind van die Here is, weet dat ons skape van sy weide is. Hy het ons gekoop. Hoor gou vriende, hy sê vir ons baie duidelik, ek ken jou by die naam en jy is myne. Het jy al daaraan gedink, 'n skaapherder, as hy 100 skape het, wat is die kans dat hy elke skaap se naam ken, of in die eerste plek vir hom een gee, en dan later almal se name ken? Ek dink dis amper onmoontlik, want skape lyk amper dieselfde, en skape doen presies dieselfde. Die Bybel sê vir ons, ons is skape van sy weide, en hy ken ons by die naam. Hy het ons nie net gered en geroep nie, hy ken ons, en elke dag stap hy die pad saam met ons. Daarom is ons deel van 'n gemeente, omdat die Here weergeborenes bymekaar bring, om dan ook in sy teenwoordigheid te vergader. Die Bybel sê in Handelinge 20, vers 28, Paulus neem afskeid van hierdie ouderlinge, en hy sê vir hulle, gee dan ag op julle self, in die eerste plek, en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Vriende, dit het 'n geweldige dierprys gekos, om my en jou vry te koop van sonde. Christus moes aan die kruis die vloek van sonde gedra het. Die Bybel sê hy het 'n gedaante gehad, dat 'n mens hom nie meer sou aansien as 'n mens nie. Hy was letterlik verbrysel, ter wille van my en jou oortreding, en wanneer ek die hand uitsteek na sonde, moet ons dink aan hoe Christus verbrysel is ter wille van sonde. En een prediker het eendag die opmerking gemaak en gesê,
as Christus sy eie seun nie as God sy eie seun Christus nie gespaar het vir ons sonde nie, hoe dink ons sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam? As u vanmôre nog die bloed van Christus vertrap, as u vanmôre nog nie weergebore is nie, dan nooi ek u. Solank daar lewe is daar hoop. Solank daar lewe is daar kans en genade om met God versoen te word deur Jesus Christus, wat sy bloed aan die kruis vir ons laat vloei het. Hoor hoe pragtig stel Jesus dit daar, of apostel Paulus, en hy verwys na Christus se verhouding met sy kerk. En hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Hoe moet ons eie vroue lief hê? Soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. So waarom is ek vanmôre versigtig en soms met vrees gevul wanneer ek praat oor hierdie dinge? Omdat ek weet hierdie gemeente behoort nie aan my nie. Hierdie gemeente behoort aan Christus. Elke weergeborene behoort aan Christus en daarom is dit belangrik en noodsaaklik dat ons sal sien dat Christus die gemeente liefgehad het. Nou sê vers 27, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek moet wees. Net om hierdie saak met dubbellyne te onderstreep, 1 Petrus 1 vers 18 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is, uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Vriende, omdat Christus 'n geweldige prys vir sy kinders betaal het, omdat hy 'n geweldige prys vir die gemeente betaal het, luister, het u en ek 'n verantwoordelikheid teenoor hierdie heilige God, om hom as hoof te eer van sy kerk en ons lewe te wy aan hom wat vir ons gekoop het. U sien, elkeen van ons kan nie leef en doen en optree en gaan en maak soos hulle wil nie. As hoof het die Here sy woord vir ons gegee en ons moet daarvolgens wandel. Daarom is dit so belangrik om vanmôre te kyk na wat die apostel Paulus onder leiding van die Heilige Gees aan ons as Berea Christen gemeente vanmôre op die 25ste Januarie 2026 wil sê. Nou vriende, as ons kyk na die hart van hierdie gedeelte, dan sien ons die erns waarmee die apostel Paulus praat. En baie keer vra mense, maar waarom praat predikante so hard? Ek dink is omdat hulle ernstig is. Ek praat nie met my vrou so nie. Ek weet van beter, ek is 35 jaar getroud. Ou praat saggies met hulle. Maar wanneer jy met die gemeente praat, praat jy eintlik met jouself, want onthou, ek is ook deel van die gemeente. God se woord is net so van toepassing op my lewe as op jou lewe. En hoor gou wat sê die apostel Paulus, die erns waarmee hy praat. Hy sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here. Hierdie woordjie, staan so vas in die Here, is 'n militêre terme en dui op 'n soldaat wat vas staan in die hitte van die stryd, in 'n ewige oorlog. As jy weghardloop, wat word jy genoem? 'n Coward, nê? Nee? Die Engels sê dit mooi, 'n coward. Een wat weghardloop. En hier die verhaaltjie gehoor van Alexander die Grote, wat hierdie wêreldleier was, en op 'n stadium was daar 'n jong seun wat na hom gebring was. En hierdie jong seun was voor Alexander gebring omdat hy weggehardloop het in die hitte van die stryd. En Alexander het vir hom gevra, seun, wat is jou naam? En hy het skamerig en met vrees gesê, my naam is Alexander. Hulle sê op daardie oomblik het Alexander op die voorpunt van sy stoel gaan sit en vir hom weer gevra, seun, wat is jou naam? En met groter vrees het hy geantwoord, Alexander. En hy sê vir hom, luister, verander jou naam of verander jou optrede. Hierdie wêreldleier wat hierdie oorlog geveg het en hierdie oorwinnings behaal het, sê vir hierdie jong man, as jy my naam dra, dan doen jy soos ek doen. En hoeveel te meer Christus. Hy was die sondelose. Alexander was verseker nie 'n voorbeeld wat ons wil navolg van etiese kodes en morele lewens nie. Maar ons sien die groot gedagte hier baie duidelik na vore kom, dat Alexander hierdie man opgeroep het om lojaal te wees aan hierdie oorlog en aan hierdie hele plan waarmee hy besig was. Soveel te so moet ons as kinders van die Here ook lojaal wees aan ons meester,
aan ons koning om te doen wat hy van ons vra. En vriende, ons kan nie net vas staan in die Here wanneer dit goed gaan nie. Ons praat van die mooi weers Christene. Hulle staan vas en hulle sing, prys die Here met blye galme, of Hosanna in die hoogste wanneer dit goed gaan. Maar wanneer dinge begin moeilik gaan, dan sukkel hulle om Hosanna te sing en prys die Here met blye galme, en gou raak hulle weg en gou beweeg hulle weg van die gemeente en gou is hulle besig met hulle eie dinge. Paulus kom en hy sê vir hierdie gemeente wat redelik stryd beleef het, hy sê geliefdes, staan vas in die Here. Dis 'n opdrag. Dis 'n belangrike saak en 'n taak om vas te staan in die Here. En baie interessant is dat Paulus gebruik dieselfde metafoor in Efesiërs 6 vers 11. Wanneer hy sê trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly. Vriende, die hartseer in die kind van God se lewe is wanneer ons val en sondig. Wanneer ons val en sondig. Dis vir my belangrik om te sien dat ons as kinders van die Here het nodig om vas te staan in die Here, om staande te bly te midde van die stryd, in die hitte van die stryd, wanneer dinge vir ons geweldig moeilik raak, om vir die Here te vra, Here, gee vir my genade. Wat vir my so interessant is van die gemeente en van die werk van die Here is my 4de gemeente wat ek bedien in 28 jaar. Die laaste een het ek nou nie gedink ek sal so vinnig verlaat nie, maar vrywillig verplig is ek weg daar. Maar in elke gemeente het ek een ding agtergekom. Wanneer daar dinge in die gemeente bietjie moeilik raak, sien jy hoe mense vinnig wegbeweeg van die gemeente. En ek het al met mense gepraat, dan sê ek vir hulle, luister, by jou werksplek, het jy al moeilikheid opgetel? Ja, baie al. Dan sê ek, hoekom loop jy nie net nie? Hoekom vat jy nie jou handsak, sit dit onder jou arm en loop nie? Nee, maar kry 'n salaris. Ek sê, en dink jy die gemeente is minderwaardig teenoor jou werksplek? Dat jy 'n gemeente net ewe skielik soos 'n coward sal verlaat, omdat jy nie saamstem nie, omdat jy nie bereid is om op te staan saam met die gemeente vir die waarheid nie? Dis die probleem van ons tyd, vriende. Ons ag God se gemeenskap van sy heiliges gering. Ons ag dit minderwaardig. Die enigste manier of rede waarom 'n mens 'n gemeente kan verlaat, is wanneer dwaalleringe die gemeente verwoes en vernietig en die waarheid van God se woord word eenkant geskuif. Daarom is belangrik dat ons vanmôre sal sien, die apostel Paulus roep ons op om as eenheid vas te staan. Verskil ons in persoonlikheid, in temperamente? Verseker. Ek is 'n super introvert, rustig, kalm, die vriendelikste mens wat u kan kry, en ek dink dieselfde van u. Ons almal het mos daardie gedagte. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons moet vas staan, want ons burgerskap is nie van hierdie wêreld nie. Die Bybel sê ons burgerskap is in die hemele. Eintlik is u en ek vanmôre wat weergebore is, burgers van die hemel. Ons ID-boekie sê RSA, Republiek van Suid-Afrika. Maar in die geestelike relaam sê die Bybel eenvoudig, ons is burgers van die hemele, van waar ons verwag ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. Vriende, ons is op pad na ons meester en Heer. Ons hemelse bevelvoerder roep ons op om vas te staan in hom. Ons moet vas staan in hom, want die stryd is ewig. Van binne en van buite is daar allerhande dinge wat na ons kant toe kom. Van buite is dit die wêreld met sy begeerlikhede, die valse leringe en leuns. Van binne die gevaar van kompromie, afwatering van die woord, verdeeldheid, onmin, partyskappe, en so kan ons die lys baie, baie lank maak. Ons moet vas staan in die Here. En ag vriende, ek gaan nie vanmôre geweldig bemoedig hier aan die begin van hierdie boodskap. Daar is vanmôre net 2 punte. Geweldige bemoediging vir u wat mure het, dat u nie lank hoef te sit nie. Ons gaan net na 2 gedagtes kyk. Daar is net 2 gedagtes vanmôre, en wat vir my treffend was, vriende, dat die apostel Paulus begin met die vas staan in die Here, met die eerste gedagte wat vir my treffend was, naamlik beveg verdeeldheid. Beveg verdeeldheid. Dit was my so interessant dat die apostel Paulus met dit begin. Ek sou moet iets heel anders te begin het. Ek sou miskien begin het met lees die woord meer, bid meer, hou Bybelstudie, gaan woon 'n selgroep by, vas en bid. Al daai goed is belangrik, maar hoor hoe begin die apostel Paulus
om hierdie mense op te roep, om standvastig te wees, om getrou te bly aan die Here. Hy sê beveg verdeeldheid. Hoor dit staan in Filippense 4 vers 2. Hy sê gemeente staan vas in die Here. Die volgende vers verwag ons iets heel anderste. En hier kom in die apostel Paulus en hy gee ons eintlik 'n uitklophou. Hy sê ek vermaan Judea en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. Mense sê vir my, jy moenie name noem van mense wat sondig nie, of valse leringe nie, of valse leringe preek nie. Ek sê luister, die apostel Paulus het dit gedoen. Jesus Christus self het dit gedoen. En as ek 'n valse leraar is, noem my naam. En sê luister, hierdie man preek valse leringe. Hierdie man is 'n man wat verdeeldheid saai. Noem my by die naam. Ek weet nie hoe lyk Judea en Sintige nie. Ons weet nie hoe lyk hulle nie. Ons gaan hulle heel moontlik in die hemel sien. Genadiglik gaan hulle daar nie skaam wees oor hulle sonde nie, want in Christus word ons vergewe en die dag by verheerliking sal ons wees soos hy is. Maar hoor wat staan in Markus. Die Here self sê in Markus 3:24, as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. Net so as dit kom by die kerk van die Here Jesus. Vriende, ons gaan van tyd tot tyd met mekaar verskil. Dis nie nodig om in jou kar te klim en 2 swart strepe te trek op die sement en nie weg te trek en te sê ek is klaar met hulle nie. Die wonderlikheid van kinders van die Here is, die Here sê, yster slyp yster. So slyp die een persoon die persoon van die ander. Ek dank die Here vir mense in hierdie gemeente wat my karakter kom slyp. En ek bid dat die Here ook my sal gebruik om u te slyp, sodat ons voor hom volmaak kan staan. Dit gaan op die einde van die dag oor Christus en hom as die gekruisigde. So Paulus kom en hy begin, hy sê, as ons wil vas staan in die Here, as ons 'n gemeente wil hê, met integriteit, 'n gemeente, vriende, wat absoluut stabiel is in hierdie wêreld wat uitmekaar uitval, moet ons eensgesind wees. Moet daar 'n gesindheid van eenheid onder ons wees. Nou vriende, in die gemeente van Filippi was hierdie 2 prominente vrouens. Hulle was prominent gewees. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hulle mekaar begin die stryd aansê het. Dis baie interessant, vrouens is veronderstel om sagter te wees as mans, stem jy saam? Ek dink dis hoekom hulle sagter praat, hulle lyk sagter, hulle ruik sagter. Alles is beter van vrouens in die opsig. Ons kyk na hulle en ons sien die Here het hulle die sagter een gemaak. Nou vriende, in hierdie gemeente was hierdie 2 dames, 2 wat mekaar die stryd begin aansê het. Dit het die stabiliteit van die gemeente in gevaar gestel. Dit het ander affekteer sodat die gemeente begin half senuweeagtig raak het oor wat gaan word van die gemeente as hierdie 2 vrouens aangaan met hulle stryd. Nou as ons kyk so bietjie skrif met skrif, dan sien ons dat hierdie vrouens heel moontlik deel was van die vrouens wat saam met Lydia die purperverkoopster daar in Handelinge by die rivier bymekaar gekom het waar Paulus die boodskap gepreek het. Ek lees gou vir u. Daar staan in Handelinge 16:13 en op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad, dis Filippi, langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was en ons het gaan sit en met die vroue meervoud, met die vroue gespreek wat daar bymekaar gekom het en 'n vrou in die naam van Lydia, die purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. So, wat eenvoudig gebeur het is die apostel Paulus, elke geleentheid wat hy gebruik het, het hy die evangelie gepreek. Hier kom hierdie vrou Lydia tot bekering en later het daar 'n gemeente gestig en hierdie 2 vrouens, Judea en Sintige, was heel moontlik deel van hierdie groep mense wat geluister het, wat later deel van die gemeente in Filippi geword het. Wat baie belangrik is, wat u tog so in die agterkop moet bære. Hulle was nie ongeredde moeilikheidmakers nie. Hulle was nie mense wat van buitekant af ingeslyp het in die kerk van die Here Jesus nie. Hulle was mense wat prominent in die gemeente was. Hulle was voorslagmense gewees. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, hulle dispuut was nie dogmaties nie, maar persoonlik. Met ander woorde, dit het nie gegaan oor Bybelse waarhede waaroor hulle van mekaar verskil het nie,
Maar dit gaan oor persoonlike dinge. Nou ek weet nie of dit was dat in daardie tyd hulle blomme in die kerk gesit het en die een het gevoel die ryker moet daar staan en die ander een het gevoel nee, dit moet daar staan. Of miskien het hulle klankstelsels soos ons gehad en die een het gesê nee, hy dominee sê dit hopeloos te hard. Hierdie is nie 'n disco nie. En die ander een het gesê nee, jete, ek kan nie meer hoor nie. Hulle moet hom bietjie harder stel. Of miskien het hulle gesê hy sing te veel psalms en gesange. Daar's mos baie beter liedere en die ander een het gesê ek hou van psalms en gesange. Ek is nog van die stoere ou mense. Ek weet nie waaroor hulle stryery gegaan het nie. Maar dit was nie dogmaties. Met ander woorde, dit was nie 'n skriftuurlike ding nie. Dit was persoonlike fetus met mekaar. Nou gebruik Paulus die baie sterk terme. Hy sê ek vermaan julle twee. Ek vermaan Judea by die naam en ek vermaan Sintigy by die naam. Die Griekse woord is die woordjie parakaleo wat beteken toe kol neer. Is amper of hy hulle aan die oor trek en sê kom hierso. Ek's nie jou man nie, maar ek leen my jou oor. Dat ek gou in jou oor kan fluister wat ek vir jou wil sê, wat die Here aan die gemeente wil sê. That is to invite, to call for, to comfort, to desire, to beg, to entreat. Paulus het glad nie arrogansie gehad nie. Maar hy sê kom hierso. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor julle nie, dit gaan oor God, sy kerk, sy gemeente, dit gaan oor sy saak. Julle twee is besig om skade te bring, verdeeldheid te bring, die gemeente uitmekaar te jaag, omdat julle met mekaar kibbel oor dinge wat nie belangrik is nie. Hy sê hy vermaan hulle om eensgesind te wees. Hoor nou, in die Here. Dis waar ons eensgesindheid kry, in die Here. Luister, dit help nie om groepies in 'n gemeente te begin nie. Piet is ongelukkig met die predikant, nou bel hy vir Koos. Koos sê vir hom, luister man, ek like hierdie dominee. Okay, Koos is van die lys af, nou gaan ek die volgende een soek. Ons bel nou vir Jan. Jan sê nee, wat daai ou ek het lank al gesê hy moet nooit deel van hierdie gemeente. Okay, Jan, stiek hom af. Hy's een van my kampvegters. Paulus sê nee, ons eenheid lê in die Here. As ek vanmôre hier staan en ek sê vir julle as volmaakte engel wat uit die hemel gedaal het, kom praat ek met julle oor hierdie evangelie want julle klomp het dit nodig. Dan sit ons met 'n geweldige probleem. Want dan gaan ons verdeeldheid hê want dan geen mens het die reg of autoriteit om homself iets aan te matig nie. As die boek Openbaring praat, skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Hierdie woordjie engel is boodskapper. Die boodskapper kom en hy sê, so sê die Here, dis sy gemeente, ons moet eensgesind wees. Die gedagte van eensgesind in die Here, hy is die volmaakte, ons fokus is op hom, ons besef ons is onvolmaak, ons fokus is op die volmaakte en so groei ons na mekaar toe. Eensgesind, to be of the same mind in the Lord. Wanneer ons verskille het, dan gaan ons na die Here toe en sê, Here, help vir ons. Dat daar nie verdeeldheid kom nie, maar eenheid, omdat ons U lief het, omdat U vir ons gesterf het. Vriende, Paulus het geweet, die eenheid van 'n gemeente hang af van die eenheid tussen sy lede. Onthou, 'n gemeente bestaan uit lidmate. U het vanmôre van al die windrigtings gekom. Party van u was 1 in 'n kar, ander 2, ander 4, ander 6 in 'n kar. U het by die kerk aangekom en so vorm ons nou 'n gemeente. Gemeenskap van die heiliges. Paulus weet dat as daar verdeeldheid is, sal die lidmate in die gemeente verdeeld raak. En ag vriende, dit spoel oor van een na ander een en later lei die gemeente van God skade en die saak van die Here raak so beïnvloed en eindelik so de mekaar dat ons nie meer die werk van die Here kan doen nie. Hoor wat skryf Paulus aan die gemeente Korinte wat 'n baie moeilike gemeente was. Hy sê, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal beteken almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet word of verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Met ander woorde, die apostel Paulus loer die hele gemeente op en hy sê, ons moet eensstemmig wees. Die Here is ons fokus. Hy is die hoof van sy kerk, hy is die leier van sy kerk. Ons is eensstemmig in hom en daar moet geen skeringe wees nie. Geen. Want die Here is die een wat wonde heel. Hy is die een wat ons nuut maak. Hy is die een wat ons bekragtig met krag uit die hoogte.
Hy sê ons moet verenig wees in dieselfde gesindheid. Wat moet ons gesindheid wees? Christus en hom as gekruisigde. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So as die gemeente verdeeld is, hoe sal ons uitgaan om die boodskap te bring? Die Here Jesus in sy hoëpriesterlike gebed stel dit vir my die beste. Ek lees gou vir u in 'n gebed wat Jesus bid, die langste gebed van Jesus, wat opgeteken is in die Bybel. Tel saam met my, hoeveel keer praat hy oor eenheid onder sy kinders? Ek lees vir u vanaf vers 11. Hy sê, ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe, Heilige Vader. Bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Luister, God is drie-enig. Die Here sê, julle as gemeente moet soos ons wees. Een. En ek sê vir myself, toe ek hierdie gedeelte hanteer het, op 'n stadium daar in Walvis Bay laas jaar. Dis vir my ondenkbaar dat God dit van sy kerk kan vra. Hoe sal ons een wees soos Christus een is? Tog is dit die oproep. 'n gedaaglikse begeerte, Here, ons moet een wees as bloedgewastes, soos u een is. Dis die eerste keer. Vers 20, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Ek wat vanmôre hier sit, wat leef in die jaar 2026. Wat bid die Here vir ons? Dat almal een mag wees, die tweede keer, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, die derde keer, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Eenheid in die gemeente, help dat ons vrugbare getuies kan wees, en dit bring groei in die gemeente. As die wêreld sien dat ons een is, gaan hulle begin sê, maar ons wil ook deel wees van hierdie gemeenskap. Want as daar eenheid by hulle is, wil ons deel van hierdie eenheid wees, want hoe wonderlik is dit as broeders saamwoon. Vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Wat die Here eenvoudig wil sê, as daar nie eenheid in 'n gemeente is nie, as daar nie eenheid in 'n gemeente is nie, dan verkondig ons aan die wêreld dat Christus nie die gestuurde lam van God is nie. Dis 'n geweldige stelling, maar dis wat hierdie gedeelte sê. Die wêreld sal weet dat Christus gestuur is as die volmaakte lam, as daar eenheid in 'n gemeente is. En ag vriende, eenheid beteken dat ons in nederigheid die een die ander moet hoër ag as myself. En nou sê jy miskien daar in jou hart, maar hy druk dit vanmôre baie ver. Dis warm, hy praat baie, en nou sê hy nog, ek moet minder wees, sodat daar eenheid kan wees. Presies, Christus sê, hy het die heerlikheid van die hemel verlaat, hy het op hierdie stowwerige strate kom loop, hy het die gestalte van 'n dienskneg kom aanneem. Glo my, daagliks roep ek na die Here, Here gee my meer 'n dienskneg gesindheid. 1 Petrus 3 vers 8, en eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik, vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Hoor, geen skeldwoord as jy geskel word nie. Een van my ouderlinge wat ek in een van my gemeentes gehad het, het gesê, it's a tall order. It's a tall order. Dis 'n Dawid Goliat gedagte. Maar mag die Here gee dat dit begin by my huisgesin. Man teenoor vrou en vrou teenoor man, ouers teenoor kinders. Dat dit sal uitsprei na ons familie, vriende, ons gemeente, dat ons die gesindheid sal hê om die ander te verdra en eensgesind te wees ter wille van Christus, ter wille van sy kruis, ter wille van die uitbreiding van sy koninkryk. Want ons burgerskap is in die hemele, soos ek begin het. En dan die tweede gedagte, wees behulpsaam. Nou jy gaan sien hoe mooi hierdie twee in mekaar inpas. Dit is soos 'n hand en 'n handskoen. Dit pas by mekaar. Nou ek sien dikwels die golfers daar by die golfklub. Dan is hulle daarin, dan soek hulle nou 'n handskoen. Hierdie een is te klein en daai een is te groot. En dan kry hulle daar die perfekte pas. Met die hoop dat hulle 'n beter hou sal slaan.
En ek sien eendag 'n ou probeer die handskoen afskeer van sy hand af. So asof die handskoen hom verkeerd laat slaan het. Die Bybelse handskoen pas altyd 100% vir die kind van God. Die kind van God soek nie 'n verskoning of 'n redenasie of iets waarom hy nie doen wat die Here van hom vra nie. Nou hierdie behulpsaam vriende is baie interessant. Dis nie behulpsaam op tydelike gebied nie. Dit gaan nie oor gee kos en gee een of ander behuising of een of ander iets nie. Ons help mekaar daarmee ook. Maar die behulpsaam hier gaan meer oor die geestelike hulp wat ons vir mekaar moet aanbied. Ek vra jou, wanneer laas jy 'n broer en 'n suster gebel en gevra, hoe gaan dit met jou geestelik? Hoe gaan dit met jou geestelik? Hoe gaan dit met jou wandel met die Here? Hoor wat sê Filippense 4 vers 3. En ek vra jou opregte metgesel, wees hierdie vroue, wat is 2 vroue? Judea en Sintige, wees hulle behulpsaam. So die hulp hier is geestelike hulp. Hierdie 2 is besig om mekaar die stryd aan te sê, julle moet hulle nou help. Hy sê, wees hierdie vroue behulpsaam. Dit sluit ook die ander vroue in die gemeente in wat Paulus gehelp het met die bevordering van die evangelie. Dis kom ons verwys het na Lydia, die purperverkoopsters en die vroue wat saam met haar was. Hy sê by behulpsaam, met my saamgestryd in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Vriende, hierdie opregte metgesel, in die direkte konteks saam met Clemens, dui heel moontlik op die ouderlinge, wat die apostel Paulus aangestel het, wanneer hy klare gemeente gestig het. U sal onthou, die apostel Paulus het 3 sendingreise onderneem, en dan het hy gemeentes geplant, en dan na 'n jaar of 2 wat hy daar gearbei het, dan het hy manne gesoek wat getrou was aan die waarheid van die woord. Hy het hulle uitgeroep en gesê, ek stel julle nou aan om toesig te hou oor die gemeente. En hoor gou wat een van die vereistes was van hierdie ouderlinge wat hy aangestel het. Hy sê, opsiener dan moet onberispelik wees, die man van 1 vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige nie. Ek het so tyd terug gehoor van 'n predikant en sy kerkraad wat mekaar op die parkeerterrein met die vuiste bygekom het. Dit was in die koerant, dit was hoofnuus gewees. Luister, 'n predikant moet nie iemand wees wat 'n strydlustig is nie. Ek sê nou die dag vir iemand, ek sit nie in die week daar en kyk na die gemeentelys en ek sê, ek wil hierdie week met hierdie een moeilikheid soek nie. Nee, my begeerte is dat ons in eenheid sal saamwerk om God te verheerlik. En dat ek hulp sal aanbied aan die wat mekaar die stryd aansê op 'n Bybels verantwoordelike manier of verantwoordbare manier. Volgende week Sondag gaan ons ouderlinge en diakens voorstel, hulle gaan hier voor staan, u gaan sien hoe hulle lyk, hulle gaan by u huisbesoek kom doen, en dis die kriteria. Nie om moeilikheid te soek nie, nie om saam te skinder of kwaad te praat nie, maar om te sê, hoe gaan ons die eenheid van God se saak bevorder en eer te bring op sy naam. En as u vanmôre dink, daar is 'n volmaakte gemeente wat u miskien by gaan uitkom of by uitgekom het, dan wil ek vir u sê, u maak 'n fout. Ons is sondaars, uit genade gered. Ons kom by mekaar, hierdie is eintlik Berea Christen Hospitaal. Die antibiotika wat ons Sondag na Sondag kry is God se onfeilbare woord. Dit werk hierdie verderf in my bose hart tee, en hoe meer ek blootgestel word daaraan, des te meer kan ek verander om ook ander hulp aan te bied. En ek bied hulle nie hulp aan waar ek hier bo staan en kyk so onder en sê, julle klomp elendelinge, julle kan ook nie groei in die Here nie. Kom, ek wys julle hoe om te groei. 'n Kind van die Here wat opreg met die Here wandel, is 'n nederige, is 'n sagmoedige, barmhartige mens, wat sê, ek weet wat die stryd behels. In hierdie stryd was God getrou, en kom ek vertel julle van God se getrouheid ook in my lewe. Jy sien, Paulus roep juis hierdie ouderlinge op, want hierdie 2 vrouens het mekaar die stryd aangesê. Hierdie ouderlinge moes nie kant kies nie, hulle moes die saak behartig, hulle moes die saak hanteer, hulle moes die oplossing bring, en die oplossing was in die woord van die Here gewees. Jy sien, dis hoe ons mekaar moet help in die gemeente. Ons moet mense wees wat
heilig voor die Here lewe en mekaar help met die liefde van die Here tot ondersteuning dien, sodat ons ook die standaard van die Here kan hoogag. Nou vriende, die Bybel se standaard om geskille op te los, bly dat ek my met my broer gaan versoen, my suster gaan versoen, met ander gaan versoen. Hoor wat sê die Bybel? As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Luister, jy moet net saam volg vanmôre asseblief. Hier staan nie as jy dink jou broer het iets teen jou nie. Miskien het jy daar in die dorp gery en daar het 'n gemeentelid van voor af gekom en jy het hartlik gewaai. En hierdie ou het op daardie stadium na die radio gekyk om hom af te sit en jy ry verby hom en jy dink by jouself, nog altyd gedink is 'n hoogmoedige broer in die gemeente daai. Hy groet nie. Ek sal hom Sondag wys, ek sal hom ook nie groet nie. En dan gaan daar 6 weke verby. Wat die een by daai deur uitstap en die ander by daai deur en 6 weke later kyk hulle mekaar aan en dan, hoekom groet jy my nie? Waar? Ek het daar verby jou gery. Ek het jou nie eens gesien nie. Maar ek is jammer. U sien, die hele gedagte gaan hieroor, hier moes iets gebeur het. Jy moet bewus wees van iets wat gebeur het tussen jou en 'n broer. Jy het hier uitgestorm, jy is kwaad vir mekaar. En dan is dit noodsaaklik om versoening te gaan soek. Nou is die probleem, vriende, dat dit nie altyd werk nie. Daar is gevalle waar jy met 'n broer probeer versoen en dit werk nie. Nou kom Matteus 18. En dan sê Matteus 18 vers 15, as jou broeder teen jou sondag gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Hierdie bestraffing beteken nie druk jou vinger onder sy neus en sê vir hom, luister ou bil, ek sort jou uit, ek is bietjie oud nou, maar ek bring my seun saam. Ek wil net vir jou sê, maar vir jou sorteer ek uit. Dis nie die gedagte nie. Kinders van die Here is nie vegters nie. As jou broeder teen jou sondag die bestraf beteken om vir hom te sê, hier's die probleem op die tafel, kom ons probeer 'n oplossing kry, sodat ons God kan verheerlik. Luister vriende, in die jare in my bediening het ek dit gesien keer op keer, mense wat saam met jou in jou huis sit, hulle braai saam met jou, hulle eet saam met jou, hulle doen alles saam met jou, as daar sonde kom en jy wil met hulle praat, ruk hulle kyk op 'n knop, hulle klim in hulle kar, hulle ry, die saak word nooit opgelos nie en God se naam ly skade. En ons sê ons is op pad hemel toe, ons burgerskap is in die hemele. Dis belangrik dat ons sal sien vanmôre, hierdie bestraffing is nie om iemand te verwyder van ons nie. Dis soos 'n pa en 'n seun, daar moet versoening plaasvind. Die Bybel sê, as hy na jou luister, dan het jy 'n broeder gewin. Ek en Kafyn praat hierdie week, mense wat jy baie keer die minste van hou, raak baie keer jou beste vriende. Hoekom? Want jy volg 'n mooi gesindheid, 'n Bybelse aanknopingspunt, 'n manier om hulle te wen vir die Here. En hoe wonderlik as daardie broer dan ook 'n broer is wat saam met jou die pad stap. Die tweede gedagte, as hierdie broer nie na jou luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. OK? Derde ene, as hy nie na jou luister nie, sê dit vir die gemeente. Die naam word afgekondig, Judea en Sintige is haks met mekaar. Ek het met hulle gepraat, hulle wil nie luister nie. Ek het ouderlinge saamgevat, hulle wil nog steeds nie luister nie. Nou vra ek vir julle as gemeente, bid vir hulle. Ek onthou 'n geval, en ek het dit miskien al vir julle gesê in een van my gemeentes. Die oggend, die kerk sit vol, die galery sit vol mense. En die man met wie ons herhaaldelike kere gepraat het, wat nie wou luister nie, daardie oggend toe kondig ek sy naam af. En ek noem die sonde waarmee hy besig is, en ek vra vir die gemeente, bid vir hom. Nou, hy het dit nie goed hanteer nie. Ek wil vir u sê, 'n kind van die Here sal dit goed hanteer. Hoor wat ek vanmôre vir u sê, ons is te fyngevoelig. Ek dink ons is sondeloos. Luister, ek weet vanmôre, ek is 'n sondaar wat die hel verdien, tot vanmôre toe. Was dit nie vir God se genade in Jesus Christus nie. Daarom wil ek u vanmôre bemoedig, as iemand met jou kom praat, moenie op jou perdjie spring nie. Moenie tot 'n gevolgtrekking spring nie. Moenie 'n afleiding maak en kwaad raak nie. Sê eerder, hoe kan ek Jesus se gebed, hierdie wonderlike gebed wat hy vir ons gebid het, hoe kan ek hierdie gebed nakom deur te sê, Here, ek wil een wees in die gemeente, soos u een is, sodat die wêreld kan sien dat u gestuur is.
Vriende, die laaste een sê die Bybel, as hy nog steeds nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. As iemand in die gemeente bly verdeeldheid saai, skei hom af van die gemeente. Nou sê mense, maar soos nog 3 mense verloor, is hierdie gemeente een van die daar toe. As die Here hom wil toemaak, prys sy naam. Want dit is nie my gemeente nie. Dis nie die ouderlinge se nie, dis nie ons se nie. Dis syne en hy het 'n standaard en ons moet sy standaard nakom. Alles sy standaard baie keer bietjie lynreg teen ons demokratiese bestel. Jy sien in 'n land waar niemand aangespreek word oor hulle boosheid nie, daar word 'n geweldige ding gemaak oor ons vriend Malema wat nou weer voor die hof verskyn en almal soek verskoning vir sy bose dade. In die kerk van die Here is dit nie so nie. In die kerk van die Here sê ons, Here, U het ons uit die moddersluik van sonde kom red. En ons soek nie verskoning vir mense se sonde nie. Ons soek dat U ons genade sal gee, dat die bloed ons sal reinig, dat ons een sal wees. Ons gaan nie sonde onder die mat invee nie. Ons gaan poog om in die lig te wandel. Ons is nie soos 'n bose regering of 'n land wat sonde oorsien en dit basies sugarcoat soos die Engelsman sê nie. Ons is hier om U naam te verheerlik en eenheid is belangrik, daarom moet sonde aangespreek word en U naam geheilig word. Hoor wat staan hier in Jakobus 5:16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die 4de gebed van regverdigheid groot krag. Het jy al gedink in 'n huisgesin as dit so werk, as die man vir die vrou sê, as daar miskien so klein krapperigheidjie kom, my poppie, ek is jammer. Ek is jammer as ek jou enige aanstoot gegee het. En sy sê, nee, ek is jammer. Ek is jammer as ek op 'n manier opgetree het wat miskien vir jou, nee, ek is jammer. Nee, ek is jammer. Dink net hoe heerlik sê jy koffie saam drink en 'n hertsgkoekie saam eet. En jy vergeet van al die politiek in die huis, maar hoe's ons? Ek is jammer. Ek sal sien of ek jou kan vergewe. Jy het al 4 keer jammer gesê, maar luister nie, lyk my nie jy bedoel dit nie. Nee. Luister, as daar een is wat aanstoot kon neem vir wat aan hom gedoen was, is dit Jesus Christus. As daar een is wat vanmôre vir ons kwaad moet wees, dan is die lam van God wat sy versoening vir ons aanbied. Daarom buig voor hom. Ek buig voor hom. Hy's ons Heer, hy's ons koning. Daarom wees mekaar behulpsaam. Ons is nie hier om mekaar uit te haal nie. Ons is nie hier om vir mekaar die lewe moeilik te maak nie. Ons is hier om mekaar lief te hê, mekaar te ondersteun, mekaar te help, met die hoop dat ons sal bekeer, sou daar sonde in ons lewens gewees het. Ek sluit af, vriende, ons vat saam riglyne ten einde geestelike stabiliteit in die gemeente te verseker, om vas te staan, om stabiliteit te verseker. Eerste plek, beveg verdeeldheid en help mekaar, geestelik help mekaar. Romeine 15 vers 5, en mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Kom ons bid saam en vra ons vir die Here vir wysheid. Vader, ons bid dat U vir ons groot genade sal gee. U het U liggaam aan die kruis gegee, sodat ons gered kan word. U Gees in ons harte, sodat ons heilig kan lewe. Ek vra, o Here, maak ons rein, want voor U troon moet ons verskyn. Stuur tog op my die louteringsgloed. En Here, maak my rein deur Jesus bloed. Amen.